Ek wil vanmôre eintlik die hele evangelie saamvat vir die kerk van Jesus opgestaan het, in die graf gegaan het, opgevaar het hemel toe en die Heilige Gees uitgestort het vir die kerk. Wil ek die evangelie vanmôre vir u saamvat dat u dit kan verstaan en ek vertrou die Here. Here, help my vanmôre om hierdie kerk te laat verstaan watter groot werk u vir ons gedoen het. In Jesus naam. Amen. Is ek nie so bietjie hard? Is ek so bietjie hard, asseblief? Ek my maar so bietjie om, jy weet ek het mos hierdie ingeboude luidspreker hier in my. Ok, so ek praat met u vanmôre oor ons doen alles in ons Godheid se naam. Daar's niks wat jy eintlik kan doen sonder dat God deel is daarvan. Wanneer jy dit begin doen, dan doen jy skade aan jouself. Want die Godheid moet oor alles in jou lewe regeer. Ja, jy kan daarom beter doen as dit. Die Godheid moet in alles wat jy doen en lewe, moet hy regeer, prys sy wonderbare naam. Toe Jesus sterf en opstaan en uit die dode, toe vaar hy op na die hemel en die Vader verheerlik hom. Ek wil hê jy moet iets baie mooi verstaan. Toe Jesus, en ek gaan net nog vir 'n paar verse daaroor gee, toe Jesus vir sy disippels, voordat hy hemel toe gaan, autoriteit gee, toe hy vir hulle sê wat gaan gebeur, toe gee hy vir hulle autoriteit, maar eers as die Heilige Gees uitgestort. Die autoriteit wat hulle toe ontvang het, kon hulle nog nie begin uitleef nie, voordat die Heilige Gees uitgestort word nie. So, hy gee dit, hy blaas vir hulle, en hulle gaan wag. Nee. So, ons is in hierdie tyd waar ons eintlik moet wag, dat die Here sy teenwoordigheid, sy krag, sy Heilige Gees in my lewe uitstort. So, Jesus het alles gedoen op aarde wat nodig was om gedoen te word. Genees, demone uitgedryf, alles gedoen wat 'n mens kan doen wanneer hy gevul word met die Heilige Gees. Maar toe gaan hy hemel toe en hy doen nie nou meer alles nie. Ons spreek deur sy naam. Want hy sê ek gee aan julle al wat mag en ek leiding, doen nie vir die inleiding, ek gaan nou die woord dat bevestig wat ek sê, hoor. So, Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader, en hy is daar as hoof van die kerk, om vir ons gesag te gee, dat ons sy naam kan gebruik op aarde. Jesus kom nie nou meer in die vlees hier, en genees iemand nie. Jesus gebruik sy kerk, die liggaam, en hy sê, gebruik my naam, en sê, in my naam is daar vir jou genesing. Jesus Christus se naam is die naam oor elke naam. Ek moet net daardie agtergrond verstaan, voordat ek gaan vir jy 'n paar skrif gee daaroor, nee. Goed, nou kom ons kyk gou waar dit gebeur. Handelinge 2 verse 32 en 33. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nee, dis nou die disipel. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader, kyk nou gou wat gebeur het. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, so wat het gebeur? Die Vader het hom na die hemel verhoog, en kan jy dit sien? Sien jy dit in die gees? En van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het. Wie het die belofte van die Heilige Gees die eerste keer ontvang? Jesus. Onthou, Jesus het hierdie goed al geprofeteer terwyl hy op die aarde was. Nee, hy het gesê hy gaan sy Gees uitstort op hom. Maar hy het nog nie die Gees gehad om uit te stort, totdat die Vader het vir hom in die hemel gegee om uit te stort. Verstaan jy daai ding? Het hy dit uitgestort, wat hy ontvang het van die Vader, wat julle nou sien en hoor, so wat het gebeur? Wat het gebeur? Die wind het begin waai, die vuurtonge het begin sit, die mense het begin rilaka sulababa en dis wat gebeur.
Hulle het gesien en gehoor hoe spreek hulle in hulle tale en die Heilige Gees word oor die mense uitgestort. En daar ontvang hulle die krag om te sê, nou kan ons, want ons het die Heilige Gees dooping ontvang, nou kan ons sê, in sy naam. Die naam bo elke naam, want hy lewe hier binne my. Hy is in my gestalte gevind. Prys sy wonderbare naam. Goed, kom ons lees op gou, ek kan nie daar in die Engels gaan. This Jesus, God has raised up, of which we are all witnesses. Dis nou die disciples. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured it out, this which you now see and hear. So wat het gebeur? Jesus ontvang die Heilige Gees van die Vader, en wat doen hy? Sien die trechter, sien hoe kom hy op jou, sien hoe kom die Heilige Gees op jou, halleluja. He poured it out on you. Sy kinders. Ok, dan is bietjie aangaan. Is hy hier? Die Vader verhoog hom en die Vader gee Jesus die Heilige Gees en Jesus stort die Heilige Gees op die gelowiges en julle sien en hoor hoe hulle spreek, hoe hulle praat, hoe hulle begin. Nou kom ons lees gou Efesiërs 1 vers 20 tot 23. Ons moet sien uit waaruit kry ons hierdie autoriteit en gesag. Wat hy gewerk het in Christus toe hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemel. Bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Vers 22. En hy het hulle alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Jesus sê, wie is ons hoof? Wie is die hoof van hierdie gemeente? Jesus is die hoof van hierdie gemeente. Wat sy liggaam is, sê ek is sy liggaam. Onthou, hy is nie die hele liggaam nie, hy is deel van die liggaam. Dis hoekom dit so 'n probleem is in die kerk, want die liggaam werk nie saam nie. Weet u dat die kerk, wanneer die kerkliggaam saam begin werk, die autoriteit wat uit hierdie gebou vanmôre kan groei, wanneer die liggaam van die Here saamwerk. Dis hoekom partykeer kan ons goed ontvang by die huis, want ons is God se kinders. Maar die grootste krag lê in die liggaam van die Here. Sy kerk. Wat sy liggaam is die volheid van hom wat alles in almal vervul. Which he exerted in Christ, when he raised him from the dead and seated him at his own right hand in heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, above every title that can be conferred, not only in this age and in this world, but also in the age and the world which are to come. And he has put all things under his feet and has appointed him the universal and supreme head of the church, a headship exercised throughout the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all, for in that body lives the full measure of him who makes everything complete and who fills everything everywhere with himself. Ek wil hê jy moet so maak oor hierdie kerk vanmôre. Say, this is the body of Christ. And Christ wants to fill everywhere and everyone with himself. God wil ons vul met homself. Halleluja. Prys die naam van die Here. As jy nie opgewonde daaroor kan word nie, dan het jy 'n probleem. OK, is dit klaar daar? Kom ons gaan aan. Sê ons gaan aan. Daar sê. So, Jesus is nou verheerlik. Hy's nie meer mens in die liggaam nie. So Jesus bekragtig ons nou met die Heilige Gees en ons kan alles wat Jesus op aarde gedoen het, kan ons ook nou doen in sy naam en deur die Heilige Gees. Glo jy kan alles doen wat Jesus gedoen het? Nie omdat u wonderlik is nie, omdat u sy naam gebruik, omdat die autoriteit wat Jesus vir ons gegee het, ons dit geprys sy naam. So kerk van die Here, hele liggaam van die Here, kom ons begin optree onder ons hoof Jesus Christus. Ons moet begin optree onder die hoof Jesus Christus.
Ok, Jesus werk nie meer fisies self op die aarde nie, hy het ons die autoriteit gegee oor die bose, glo jy dit? Hy het ons autoriteit gegee oor siekte, glo jy dit? Hy het ons oor autoriteit gegee oor armoede, glo jy dit? Ja, Jesus wil hê dat u geseënd moet wees. Jesus wil hê dat u oorwinnaar moet wees, prys sy wonderbare naam. En ek sal 'n oorwinnaar wees, en ek sal meer as oorwinnaar wees, deur Jesus Christus wat my die krag gee. As u dit nie wil hê nie, gaan u verloor. So ek moet autoriteit van Jesus, met autoriteit van Jesus, moet ek my huis bestuur. Ek wil hê jy moet baie mooi nou luister. Ek, as pastoor van hierdie gemeente, het 'n geheel autoriteit oor u as gemeente. Omdat die Here my nog hier vertrou. As die Here my verwyder, dan is my autoriteit weg. Verstaan jy dit, vir die gemeente? Maar u as manne van julle huise, moet die autoriteit gebruik wat God jou gee oor jou huis. En dis die probleem met die kerk. Ek kan autoriteit hier gebruik in die kerk, ek kan hier duiwel uitdryf, en dan gaan jy huis toe, en dan laat jy hom weer in jou huis inkom. Verstaan nie wat ek sê? So, as u hier in die kerk is u onder die autoriteit wat die Here vir my en vir pastoor Edmund gegee het, om hier te bedien, mense vry te maak van die vyand se werke, mense genesing te laat ervaar, maar as jy dit weer in jou huis toelaat, want dis waar jou autoriteit lê, dan verloor jy dit weer. Verstaan nie daardie beginsel. Dis hoekom soveel mense 'n loop en val bestaan. Hulle kom Sondag kerk toe, oorwinning, halleluja, hulle prys die Here se naam, hulle is in oorwinningspad, dan gaan hulle hier uit en dan laat hulle alles weer toe wat die vyand oor hulle lewe bring, verloor die autoriteit en pastoor, nou is ek weer 'n arme wurmpie Jakob. Kerk van die Here, vanmôre spreek ek u aan, om weer die autoriteit wat Jesus vir jou gegee het, vir jou huis te gee. Ek wil hê vroue, wil julle nie net julle hande op julle manne lê vanmôre nie. Ek bid vanmôre vir hierdie manne wat in hierdie kerk sit vanmôre. Here, ek bid dat hulle weer waardig sal wees, die autoriteit wat Jesus Christus vir hulle oor hulle huise gegee het. Dat hulle hulle huise sal bestuur, soos wat God wil hê, hulle huise moet bestuur. Vroue, bid saam met my vanmôre. O Here, doen 'n groot werk in ons manne se lewens. Halleluja! Jesus! Riba shaking. Halleluja! Goed. Nou wil ek gou u autoriteit vir u gee. As u wil skryf, kan u skryf. Matteus 28 vers 18 en 19. Kom die Here Jesus, en onthou nou, is Jesus nou al hier in die hemel gewees? Nog nie in die hemel nie. Okay, so Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag, in die hemel en op aarde. So hy was op aarde, hy was 'n mens soos ons, en het gewerk in die autoriteit van God op die aarde, omdat hy 'n mens was. Hy kan nie daar in die gees werk nie. Hierdie aarde is gemaak vir mense in hulle liggaam. Is hy by my? En hy sê vir hulle, nou, ek het nou gekom, en ek het gedoen wat ek moes doen, ek het vir julle gewys wat 'n autoriteit, en nou gaan ek hemel toe, maar nou, omdat ek gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Halleluja! So wat het die Here gesê? Ek gaan nou hemel toe, en net daarna gaan hy hemel toe. Maar hy sê, gaan julle en maak disippels. Begin om mense se lewens in my naam aan te raak. Jy kan nie net kerk wees wat hier kom sit en kom ontvang elke Sondag van die pastoor wat hy van die Here ontvang het nie. Jy moet self by die Here gaan ontvang by jou binnekamer. Eina, sê maar Eina. Okay, kom ons gaan aan. In Jesus se naam het ons autoriteit. Jesus dryf nie meer demone self uit nie. Ons dryf dit in sy naam uit. In sy naam doen ons dit. In sy naam doen ons dit. Halleluja. Prys die naam van die Here. Okay. So ons het nog nie autoriteit ontvang totdat Jesus opgegaan het hemel toe en hy die Heilige Gees gestuur het nie, nee. Goed, nou die volgende ene, Markus 16 vers 15 tot 20. Kyk net hoe mooi is hierdie een. Hy sê dit so mooi. Is Jesus nog op aarde hier? Ja, hy is nog hier. En hy het vir hulle nie nou nie, hier. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.
Dis nou opdragte, soos wanneer ek nou op die sterfbed lê, nee, wanneer ek nou doodgaan, en ek wil vir my kinders sê, hoorie julle, ek wil hê julle moet aangaan met die werk wat ek vir God gedoen het. Ek gee vir julle nou opdragte. Dis wat Jesus hier gedoen het. Hy gee opdragte aan sy kerk. En hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Goed, verder. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg in my naam. Sal hulle duiwels uitdryf? Nee, ek sal sommer self vir julle die duiwels uitdryf, moenie worry nie. Nee, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, halleluja. Wil jy nuwe tale hê? Wil jy nuwe tale hê? Ek wil hê jy moet jy begin opwerk vir 'n taal wat die Here vir jou wil gee. Slange sal hulle opneem, hè? Lyk of hulle 'n bietjie bang is vir die slang. En as hulle iets dodeliks drink, sal hulle geen kwaad aan hulle doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Prys die naam van die Here. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en hy het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Amen. Loof die naam van die Here, halleluja. Jesus Christus se autoriteit is binne in my en jou. Moenie dink ek is sommer maar net 'n ou mensie nie. As jy gered is deur Jesus se kosbare bloed, is jy gesalfde van die Heilige Gees. Maak nie saak watter posisie jy in hierdie kerk het nie. Jy's meer as oorwinnaar deur Jesus Christus. Genoeg het ons net op pastore gelet. Pastoor, doen jy gou die werk? Nee, gaan doen jy die werk. Rabba Shekendorobosuna. Halleluja. Loof die naam van die Here. Okay, volgende ene. Loof die Here. Kolossense 1 vers 13. Hoor wat sê die Here hierso, wat het hy gedoen? 1 vers 3. Is dit 12 en 13. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Ek wil hê julle moet gou saam met my dit sê. Ja, dit praat van jou, hoor. En die Vader mag dank wat my bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die donkerte. In die lig. Ek is in die lig. Halleluja. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in die koninkryk van sy lig. Ek is nie in die donker nie. Die wêreld hier om my kan donker wees, maar waar ek stap, gaan die lig opkom. Prys die naam van die Here, want ek loop in die Here se heerskappy en krag. Is jy nog opgewonde? Halleluja. Okay. So kom ons gaan gou aan. Joe. Ek het nou soveel goede. Halleluja. Here, help my om so 'n bietjie te sny waar ek moet sny. Okay. Ek wil net gou iets sê. Daar's 'n natuurlike autoriteit en 'n geestelike autoriteit. Natuurlike autoriteit is wat ek in my huis normaal het. Ek bestuur my huis, ek gee vir hulle geld om te lewe, ek werk, ek doen my goed. Dit is 'n natuurlike autoriteit. Kan jy my natuurlike autoriteit van my kom vat en sê dis nou myne? Nie sonder 'n fight nie. Geestelike autoriteit werk dieselfde. Ek het 'n geestelike autoriteit in my huis wat God vir my gegee het. En niemand kan dit net sommer kom vat nie. Okay, so ek wil net hê jy moet dit weet. Halleluja. Loof die Here, ek spring so rond hier so vanmôre. Ek loof sy wonderbare naam, Jakobus 4 vers 7. Okay, hoe kan ons daai autoriteit kry en behou? Ons weet mos nou ons is gered, né? Ons is gered. Wie's gered? Dit lyk vir my almal is nie gered nie. Lyk mos met eerste bekeringsdiens hou. Wie is gered hierso vanmôre? Loof die naam van die Here. Julle sal moet leer om julle hande op te steek, né? Anders gaan ek vir julle begin bid. Okay, onderwerp julle dan aan God. So hoe het ek daai autoriteit? Kan ek dit in myself hê, Pastor Tommy? Nee, ek kan dit nie in myself hê nie. Ek moet onder God staan. Die wonderlikste is om onder God te staan. Ek staan onder 'n sambreel waar ek nooit deurhaal of goed getref sal word nie. Die sambreel is my God. Ek staan onder hom en dan sê ek, jou duiwel,
Ek weerstaan jou werke in die naam van my God, Jesus Christus, halleluja, onder wie ek staan, toe ek tot bekering gekom het, en jy sal moet van my wegvlug. Ek gaan nou vir jy gou iets sê oor daai wegvlug. Dis nie sommer maar net, okay, ek sal jou maar los nie. Hy's paniekbevange. Hoor jy, hy skree en gaan nou hier aan, hy rol nou hier uit, as hy kon inkom. Hy, asseblief. Hy is nou so benoud, nie omdat ek dit sê nie, omdat ek dit deur 'n naam sê wat hy baie bang voor is. Sien by my? Okay. Is daar nog iets wat ek moet lees? Nee, okay. Ons gaan aan. Jakobus 4 vers 7, onder die gesag en autoriteit van die Here. 1 Petrus 5 vers 7 tot 9, kom. Werp al julle bekommernisse, weet vanmôre bekommernisse. Ek wil, julle kan bekommernisse hê. Daar is dinge in ons lewe wat nie altyd reg en 100% is nie. Hoe meer ons onder God inskuif, hoe beter. Ek het verlede week gesê, kom ons skuif bietjie onder God in. Het jy gehoor? Het jy bietjie onder God gaan inskuif? Ek wil net onder God inskuif, prys die naam. Werp al julle bekommernisse om hom, want hy sorg vir julle. Ek wil vir julle gou iets sê, nee. Moenie worry oor hierdie oorlog nie. Hy gaan kom. Hy gaan hier wees, hy gaan wees. Hoe hy gaan eindig, weet ek nie en niemand weet dit nie. Maar ek sê vir julle, die oorlog gaan daar wees, want God het dit gesê. Okay. Maar nog steeds sê hy, werp julle bekommernisse om my, ek sal vir julle sorg. Goed. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel roep rond soos 'n brullende leeu. Hy's nie 'n leeu nie, hy's soos 'n brullende leeu. En soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan al julle broeders wat in die wêreld is. Sê 'n bietjie, ek staan jou te, vyand. In die geloof. In Jesus Christus. Die groot probleem is, ons wil die duiwel self aanvat. Okay, kom ons gaan 'n bietjie vinniger aan. So, ons autoriteit het u dit ervaar in hierdie verse wat ek vir u gegee het. Ons het autoriteit van God ontvang. Nou sê die woord van die Here, as jy vir my, as jy as aardse vader jou seun vir jou iets goed vra, gaan jy vir hom iets sleg gee. Weet jy, daar's 'n woord wat dit sê, in Lukas 11, sê hy dit. Hy sê, as jou seun vir jou iets vra, sal jy vir hom iets sleg gee? Nee. Dink jy die hemelse Vader sal vir jou iets sleg gee, wanneer jy hom iets goed vra? O, halleluja, die hemelse Vader is lief vir jou. Sê 'n bietjie vir jouself daar vanmôre, die hemelse Vader is lief vir my. As ek vir hom 'n brood vra, gaan hy vir my 'n brood gee. En ek het vir die verlede week gesê, hy gaan vir jou vars brood uit die oond van God uit gee. En hy gaan daai botter laat smelt so in daai brood. En die reuke van God gaan uit jou huis begin styg. Prys sy naam. En mense gaan begin ervaar, wat se reuk is hier in Alwyn se huis. Dis God almagtig wat daar woon. Halleluja! O, Here, laat hierdie kerk u autoriteit begin vat. Prys sy wonderbare naam. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader vir jou die goeie dinge gee as jy hom daarvoor vra? Hoeveel te meer sal die Vader in die hemel as vir jou die Heilige Gees gee as jy vir hom dit vra? Wie het al vir die Here gevra om u te vul met die Heilige Gees? Is hy gevul? Nog nie? Dan moet jy dit nou verwag. Jy moet dit verwag, my suster, vanmôre, hoor. Jy moet dit verwag. Jy moet sê, hemelse Vader, as ek vir u iets goed vra, gaan u my iets goed gee. En ek gaan dit begin ontvang en gaan net vir u sê hoekom jy dit nie ontvang. Kan ek maar? Okay, kom ons kyk gou. Ons gaan gou verder. Sê ons gaan verder. Goed, Johannes 7 vers 37, 38 en 39. Jy kan dit so 'n bietjie daar hou, hoor. Skryf my eerste 37. As kind van God het jy die reg om vir die God en die Heilige Gees doping te vra. En omdat jy sy kind is, sal hy nooit vir jou iets sleg gee nie. Hy sal vir jou goeie gee. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my kom en drink. En drink. Ek gaan vanmôre gou vir u sê, hoekom jy nie die Heilige Gees ontvang. Is dit reg so? Okay, gaan ons kyk dan, vers 38, gaan net of jy sê, dit uitspel. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, wie glo God volgens sy woord? O, strome, sê strome,
strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Halleluja. Begin die roering van die Here ervaar vanmôre. Daar's 'n stirring in jou gees vanmôre. God wil laat dit uitkom. Halleluja. Prys die naam van die Here. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Vers 39. En dit het hy gesê van die gees wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie, omdat Jesus nog in die hemel was. OK, so, ons weet nou al, hy slaan nou in die hemel, so daai goed is nou tot ons beskikking. Is dit tot die beskikking, broer en suster? OK, so, daar's 'n area in jou liggaam. Hier's 'n area, maak so 'n bietjie so. Hier's 'n area hier binne my, that's reserved, wat bepaal is vir die Heilige Gees om in te bly. Hier's 'n plek hier binne my. Die party plekke sê die Bybel, out of my heart will flow. Het jy dit al gesien? Maar eintlik die Griekse woord sê out of my belly. Hier uit my diepste binneste. Het jy al gevoel ek het 'n diep binneste hier binne my? Het jy al gevoel die seer in die diepste binneste? Het jy dit al gevoel? Dis hier binne in jou, dis nie jou hart klop nie, dis nie jou hierdie hart nie. Dis hier binne in jou gees. So, die out of your belly, your innermost being, sê innermost being, daai binne deel van my wat bepaal is of vir die duiwel of vir God. Maar die Here het dit nooit bepaal dat dit vir die duiwel is nie. Ons gee dit vir die duiwel. Your innermost being, wanneer jy gered is bepaal vir Godheid, vir die Heilige Gees. So, hier in my binneste is daar 'n roering van die Here. Die woord sê, it shall flow springs of living water and rivers. Een rivier, nee. Rivers. Ek wil hê jy moet sien uit die hemel, hoe God Jesus gedoop het met sy Heilige Gees, en hoe Jesus bo oor jou begin uitstort. Rivers, sê rivers. Rivers of living waters, wat hier uit my binneste uit begin vloei, prys sy naam, want hy vloei dit in en dit vloei uit. Hy stort dit uit in my gees en dit vloei uit weer, prys sy naam. OK. So, God begin hier in jou binneste en hy skep 'n dors. En wanneer jy 'n dors het, broer en suster, dan is jy 'n kanaal waardeur riviere kan vloei. So sê vir die een daar langs jou, ek word dors. Ek word dors. Ek is dors. Ek is dors vir die Here. Ek is dors vir die Here. Jy moet nou nie aan ander dors dink nie. Ek is dors vir die Here. Ek is dors vir die Here. Ek is dors, Here, ek is dors. Begin jy my stuur, strome, riviere van lewende waters, wat hier uit my binneste begin vloei. Rabababa shekendo. Hallelujah. Let it flow like a river. Let it fall like the rain, hallelujah. Let it fall on God's people again and again, hallelujah. Prys die naam van die Here. Is jy opgewonde oor hom? Dis nie net hier binne in jou wat jy dit ervaar nie, maar dit word ook gesien en gehoor. Wanneer jy gedoop word deur die Heilige Gees, is dit nie net iets wat jy alleen hier binne ervaar nie. Dit begin hier uitstroom na mense buite toe. Mense begin dit ervaar. Mense begin ervaar hoe jy in tale begin praat, hoe jy die Here begin prys. En moet nou nie, as jy nou nog nie 'n taal ontvang het, dink die Here is nie lief vir jou nie, asseblief. Hy's baie lief vir jou. Hy's baie lief vir jou. Is net jy wat dalk vashou dat hy nie, en ons kyk nog so 'n bietjie daarna. OK. Johannes 7 vers 37. Kom ons kyk gou hoe om te ontvang. Sê vir die een daar langs jou, ek wil gou kyk hoe moet ek ontvang. Eerste plek is, jy moet dit nie ingewikkeld maak nie. Meeste mense net, teoloë sukkel maar om gevul te word met die Heilige Gees. Hulle wil te slim wees. Hulle wil te slim wees. Now on that final and most important day of the feast, Jesus stood and he cried in a loud voice, if any man is thirsty. So wat is die eerste ding wat moet gebeur? Ek moet dors. Ek moet dors. Let him come to me. Van wie drink jy? Van Jesus. Jy drink van Jesus. Let him come to me and drink.
Jy kan nie met 'n toe mond drink nie. Maak op jou mond. Maak op jou mond. We gaan praat. Oké, ons gaan nou verder, moenie worry nie. Kan jy met 'n toe mond drink? Maak op jou mond. Halleluja, 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 halleluja. Ek ervaar die Here so naby ons. O, prys sy naam. So, wat is die eerste ding? Ek moet dors wees. Halleluja, die dors mense word gevul deur die Heilige Gees. Prys sy naam. Halleluja, ek moet dors wees om gevul te word. En ek moet swak genoeg wees om te weet, dit wat ek nou het, is nie genoeg nie, ek soek meer van God. Wie voel swak vanmôre? Dan is jy 'n ideale persoon om gevul te word met die Heilige Gees. Want as jy sterk is en sê, nee, wat, ek het dit nie nodig nie, ek sal dit sommer self, sal ek my eie krag gebruik, dan gaan jy dit nooit kry nie. So hoe swakker jy is, hoe beter is jy om gevul te word met die Heilige Gees, prys sy wonderbare naam. As jy dooping in die Heilige Gees wil hê, moet jy na die doper van die Heilige Gees gaan. So vir wie moet ek vra of hy my sal doop met die Heilige Gees? Vir Jesus. En as ek vir hom iets goed vra, sal hy vir jou iets sleg gee? Nee, so as ek begin praat, want nou, hy gaan nie vir jou praat nie. Jy gaan jou mond moet oopmaak. Hy gaan vir jou gee, in jou gees gaan hy invloei, die strome van lewende waters, en dan moet jy, maak los hulle monde, Here, om te praat. Loof die wonderbare naam van Jesus. Jesus sê, ek sal hulle nooit verwerp wat vir my vra nie. Prys sy naam. So so ek het nou vir julle gewys, ons het 'n drinkprobleem. Ons wil nie drink nie. Ons wil ander goed drink. Ons wil Coke drink. Maar ons wil nie drink van die fontein van lewende waters, wat strome vloei, en riviere vloei nie, prys sy naam. O, die Here gaan jou nooit forceer om te drink nie. Het jy al iemand forceer om te drink? Die Here gaan jou nie forceer nie. Die Here gaan jou nie forceer om te praat nie. Maar die Here wil hê jy moet praat. Die Here wil hê jy moet sy Gees ontvang. Ek gaan nie meer baie lank wees nie, hoor, maar ek moet hierdie laaste dinge net by u tuis bring. Jy moet drink. Niemand kan jou forceer om te drink nie. Die besluit lê by jou om dit te neem, die water te neem en te drink. Niemand het nog ooit die Heilige Gees ontvang met 'n toe mond nie. Open jou fisiese mens en begin drink. Jy drink nie die sigbare water nie, maar onsigbare Gees van God in. So as jy jou mond oop begin maak, sê, ek drink die Gees van God vanmôre. Kom, doen dit 'n bietjie saam met my. Steek jy hande so op na die Here. Ek drink die Gees, waters van God, halleluja. Maak oop jou mond en begin praat met die Here. Ek begin om te praat, halleluja. O, nabaga senolobosuna, yesetendeleke sendurubosu baba yendo. Begin met die Here praat, begin met die Here praat. Begin vloei. Gaan hy vir jou iets sleg gee wanneer jy vir hom iets goed vra? Nee, hy gee jou die Heilige Gees om met hom te praat, om met hom autoriteit te hê, om sy lewe te hê, halleluja. Rukulobosuku yendalabasababa yendorolo, yendalabogosudurubusuna. Pastoor, het klink snaaks. As ek vir jou nou sê, wat sê hulle wanneer in Frans praat en hulle sê hulle is lief vir jou? Je t'aime. Is dit vir jou ook snaaks? Ja? As jy nou 'n Spaanse ou nou hier begin praat, is dit vir jou ook snaaks? Ja, snaaks vir jou. As jy hom nie verstaan nie, is dit snaaks. As jy nou 'n swart mens begin om in sy taal te praat en jy kan nie swart taal praat nie, gaan dit vir jou snaaks wees. Ja, dit gaan vir jou snaaks wees. So is dit snaaks wanneer jy gevul word met die Heilige Gees. Wat maak dit saak? God sê, dis wat ek wil doen in jou lewe. En jy moet sê, ek worry nie of ek silly is nie. Ek gaan dit net doen, halleluja. Ek gaan dit net begin ontvang. Kom, steek weer die hande saam met my op en begin te praat met die Here. Sê, Here, Heilige Gees doper, Jesus Christus, doop my met die Heilige Gees en begin die mond oop
maak, begin die tong beweeg, halleluja, en begin sê, ek ontvang dit in die naam van die Here Jesus, begin hom loof en prys. U is 'n wonderlike God, U is koning van die konings, U is my nuwe lewe, en nou wil ek die taal praat, ek wil die hemelse taal begin praat. Halleluja, loof die naam van die Here. Is U by my vanmôre? I want to drink. Ek wil drink lewende waters wat uit my binneste vloei, sê die Here. En dan gaan by U huis en gaan doen dit, sal U dit gaan doen? En dan sê die altyd, die duiwel gaan of jy sê. Weet jy wat gaan die duiwel vir jou sê? Huh? Jy doen dit self, man. Huh? Dis jou eie woorde, dan sê jy, ja, ek doen dit self. Ek doen dit self. Want ek moet dit doen, anders gaan die Here my nie vul met die Heilige Gees nie. Is jy by my? Daar's mense wat gaan doodgaan die dag, in hulle grafte, en hulle gaan nooit in tale praat nie. Want hulle wil dit nie doen nie, hulle dink die Here moet dit doen. Die Here gee dit vir jou. Die Here gee dit in jou gees. Die Here laat dit uitvloei uit jou uit. Die Here gee vir jou die woorde, maar jy moet praat. Jy kan nie laat hy praat. Hy gaan nie praat nie. Kerk van die Here begin te praat. Begin te doen wat God sê. Of moet die Here nou weer 'n donkie gebruik? Maak ek u ontsteld vanmôre? Dan wil ek u bietjie stir vanmôre. Ek wil u stir, want ek wil hê dat hierdie kerk die Heilige Gees van die Here aanraking moet kry, wat uit hulle binneste uitvloei. Loof sy wonderbare naam. Ek is amper klaar. Ja, jou duiwel, dit is ek wat praat. Maar dis die Gees van die Here wat in my stir. Dis die Gees van die Here wat hier binne in my werk, maar dis ek wat praat. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Jy doen jou deel en God doen sy deel. Daar's altyd reg deur die wêreld. Alles wat gedoen word in wat volgens die woord is. Daar's 'n deel wat jy moet doen, daar's 'n deel wat God moet doen. Prys sy wonderbaar. It will flow like the river. Hallelujah. Say it will fall like the rain. Hallelujah. Oh, dis 'n hemelse taal wat God na my toe bring. Die Heilige Gees is 'n gentleman, hy sal jou nooit forceer nie. Maar jy moet praat, my broer en suster. Dis die ligskakelaar sit daar. En wanneer jy hom druk, dan kom die lig aan. So, daar is krag. Daar is die vermoë dat daar die lig skyn. Maar wanneer die skakelaar af is, dan kan die lig nie skyn nie. Jy moet hom aansit. Sê ek wil hom aansit. Sê ek wil hom aansit. Ek wil hom aansit. Al voel jy vanmôre, pastoor, weet jy, ek voel 'n bietjie so, ek voel so 'n bietjie skaam, ek voel so 'n bietjie, maak nie saak nie, die Here wil jy gaan val by die Heilige Gees, maar jy moet die skakelaar aansit, is dit reg so? Jy moet aansit, ek moet begin beweeg, wat die Here wil hê ek moet beweeg, prys sy wonderbare en sy heilige naam, loof die Here. God, U stel dit tot my beskikking. 'n Pa, ek sluit af met hierdie storieetjie. 'n Pa se seun kan nie by die skool kom nie. En hy sê vir hom, okay, ek gaan jou sê wat ek doen. Ek gaan vir jou 'n fiets koop. Dan kan jy skool toe ry. En die pa is weer weg. En 'n week later kom hy weer by die huis en hy sê, en hoe gaan dit nou in die skool, my seun? Hy sê, nee pa, ek is nog nie by die skool gewees nie. Hy sê, hoekom nie? Hy sê, want ek kan nie by die skool kom nie, want pa moet my vat. Hy sê, nou waarvoor het ek vir jou daai fiets gekoop? Sodat jy kan opklim en ry daarna toe. Die Here het vir ons die Heilige Gees gegee om te doen, om te begin doen, die autoriteit wat God vir ons uit die hemel gee, om te begin spreek, om die duiwel te begin sê, genoeg is genoeg. Genoeg het jy in my lewe gewerk, genoeg het jy in my huis se lewe gewerk, genoeg het jy in my vrou en my kinders se lewe gewerk. Ek sê vir jou, stop in Jesus naam. He will be terrified. As jy 'n kind van die lewe, van die lewende God is, gaan hy bang wees. Hy gaan weet, hy moet weg wees daar. Gaan hy jou partykeer probeer aanval? Verseker. Maar hy weet, as jy hom gaan aanspreek, gaan hy moet move. Sê vir hom so 'n bietjie move it. Move it, move it. Dat genoeg het jy my huis verinneweer. Genoeg het jy van my gesteel. Ek wil hê jy moet vanmôre goed vat in die naam van Jesus. Ek wil hê jy moet genesing vat. Kom ons vat genesing. Here, ek vat genesing vir my hele liggaam. Vanmôre, ek bid vir die werkende krag. O, ek bid in Jesus naam vir genesing in hierdie kerk vanmôre. Halleluja.
Ek bid vanmôre vir die rykdomme van God. Wie wil dit hê? Halleluja. Ek bid vir die rykdomme van God. Genoeg het jy my arm gemaak, jou duiwel. Ek sê nou vir jou, ek is ryk in die Here en ek praat nie nou net van geld nie. Ek praat van my kleinkinders. Ek praat van my kinders. Ek bid vir redding van siele. Ek bid vir die grootheid van God wat begin lewe in my binneste. In my huis begin U deurspoel. Halleluja. Die strome van lewende waters begin in my huis loop. Halleluja. Mense begin ervaar God lewe hier. Halleluja. I'm anointed by God. Ek is gesalf deur God Almagtig. En dit maak nie saak of die mesiele en die goeie hier om my skiet nie. Onthou ek het so 3 weke terug vir u gepraat oor daai skip en ek het gevra, daai groot skip met die klomp vliegtuie. Hulle het toe nie mooi na hom gekyk nie, hy is toe getref. Pas jouself op. Want jy gaan nie net spreek nie, jy gaan ook sê, Gees van die Here, sit die engele aangaande my bevel, om my te bewaar oral waar ek loop. O, bewaar my huis van die vyand se magte. Sal jy dit, kom ons staan bietjie, halleluja. Halleluja, voorsangers, julle kan vorentoe kom. Halleluja, kom bid saam met my.